As ons kyk na die wêreld rondom ons en alles wat besig is om te gebeur, al die goed in die Midde-Ooste en al die AI goed, kom ons nou vir jouself 'n prentjie maak, 'n WhatsApp profiel, dan lyk jy soos 'n pastelmannetjie. Want AI doen dit alles vir jou. En as jy kyk na alles wat besig is om in die wêreld te gebeur, dink julle ons leef in die laaste dae? Ek gaan nie 'n voorspelling maak nie, so moenie worry nie. Okay? Ons het daai gesprek al gehad. Dink julle met alles wat rondom ons gebeur, dat die koms van Jesus Christus is naby? En as jy daai vraag vra, dan is jy nou nie die enigste een nie, want omtrent 2000 jaar terug het die mense wat in Tessalonika gebly het, presies dieselfde vraag gevra. Hulle wat nuwe Christene geword het, het ook gewonder, is dit die laaste tyd? Leef ons in die laaste dae? So ek gaan vir jou 'n vraag vra, as jy jou hand wil opsteek, is jy meer as welkom. Dink jy ons leef nou in die laaste dae en dat ons moet reg wees vir dit? Steek op jou hand. Niemand? Okay, daar's 'n paar. Dink jy miskien daar's nog tyd? Want daar was al soveel voorspellings in die verlede. Ouma het gesê die Here is op pad en ouma is nie meer hier nie, en ouma Grootjie het gesê en daar was soveel mense wat al voorspel het. Wie dink daar's nog tyd? Ons het nog 'n paar jaar oor. En dit is belangrik dat ons hierdie vraag vir onsself moet vra, en dit is hoekom die boodskap vanoggend is dat leef ons in die laaste dae? En die antwoord daarvan is ja. Want Jesus Christus het as mens aarde toe gekom, hy het sy lewe gelei as sondelose mens wat gesterf het vir ons sondes, wat gekruisig is, wat begrawe is, en die klip is weggerol en hy het opgestaan, en 40 dae later het hy opgevaar na die hemel toe. Daarna, met Pinkster, het die Heilige Gees oor mense gekom, en nou is ons in die laaste tyd wat God voorberei het vir mense om gered te word. Hierdie is die laaste deel van God se voorbereiding voordat Jesus Christus kom. So as jy gaan kyk na die Bybel, die wet en die profete, die wet is die eerste 5 boeke van die Ou Testament, en die profete en die evangelies en Handelinge en die briewe van die apostels en Openbaring praat alles oor die koms van Jesus Christus, dat hy gaan terugkeer. So tegnies gesproke is ons deel van die laaste dae. Ons leef in die laaste tyd. En daarom is die oproep vir mense vandag om te leef met afwagting en om geestelik 'n dringendheid in jou te hê. Om te weet dat enige tyd kan Jesus Christus terugkom. Die koning van alle konings, die heerser van alle heersers, dit is die plan van God en ons is deel van daardie laaste dae. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat ons in die woord kan lees, Here, dat U ons voorberei, dat U die kerk voorberei met afwagting, en dat ons geestelik 'n dringendheid in ons sal hê om onsself voor te berei vir die koms van Jesus Christus. Dat dit nie 'n sprokie is nie, dat dit nie 'n storie is nie, maar dat dit deel is van U verlossingsplan. Dat daar by elkeen van ons 'n dringendheid sal wees met afwagting op die koms van U seun Jesus Christus. Amen. So die konteks van dit wat ons gaan lees, want ons gaan lees uit Tessalonisense, is een van die maklike boeke om uit te spreek in die Bybel, né? Tessalonisense, net so lank. Okay? So ek moet konsentreer dat ek dit reg vir julle kan sê. As jy kyk na die konteks van Tessalonika, dit is mense wat net Christene geword het,
en hulle was bang vir dit wat vir hulle voorlê, en dan kom Paulus en hy praat met hulle en hy kom bemoedig hulle. So hy wil vir hulle kom sê dat hulle nie moet bang wees nie, maar dat hulle moet glo en vertrou in Jesus Christus. As ons daar lees in hoofstuk 1 vers 1 tot 3, aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. So hy skryf vir hulle, hy sê vir hulle, julle moet weet, dat julle is nie alleen nie, julle behoort aan Jesus Christus. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle. Almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink, sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. So daar is werk wat hulle gedoen het, die werk van hulle geloof, die geloof wat hulle gehad het in Jesus Christus, die inspanning van dit wat hulle doen, en dat hulle volhard in die hoop op dit wat Jesus Christus gaan bring. So as jy hierdie gedeelte lees, dan kan jy sien dat daar is 'n baie persoonlike verband tussen Paulus en die mense in Tessalonika. En wanneer jy gaan lees in Handelinge hoofstuk 17, dan is Tessalonika is deel van Paulus se tweede sendingreis. So omtrent so 50 of 51 na Christus het hy Tessalonika besoek. En as jy gaan kyk op die kaart waar dit lê, dit is 'n hoofstad van Macedonië, daar bly omtrent so 200,000 mense. Dis 'n hawe stad. Met ander woorde, Paulus het geweet dat as die evangelie verkondig word in Tessalonika, dat die kanse baie goed is dat dit reg oor die hele wêreld gaan versprei. En dan praat hy met hierdie mense, want hy is lief vir hulle, en hulle is mense wat, daar's Jode wat tot bekering gekom het, en daar's heidene wat tot bekering gekom het, en dan was daar die ander klomp Jode, wat verskriklik nie in hulle skik was met dit wat Paulus gedoen het nie, en hulle het hom eintlik uit die stad uitgejaag. En hierdie mense leef in daardie tyd. En dan wil Paulus vir hulle kom sê, dit wat julle doen, die geloof wat julle het, die werk wat julle doen, die liefde wat julle wys, moet julle besef dat God julle liefhet. Dat die Here julle liefhet, dat hy julle gekies het. 1 Tessalonisense 1 vers 4, dan staan daar, broers, ons weet dat God julle, wat hy liefhet, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde na julle toe gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. Hy sê vir julle, jy moet besef dat God is die een wat julle liefhet. Hy is die een wat hulle nuut gemaak het. Hy is die een wat hulle verlos het. Maar meer as dit, is dat die krag van God is in hulle lewens teenwoordig. Die krag van God wat enige iets wat mense bind kan verbreek, wat enige iets wat stikkend is kan herstel, wat enige iets wat dood is kan lewend maak. Die krag van God is in die gelowiges. So ons sal goed doen om te besef dat God nie net vir ons lief is nie, maar hy gee vir ons dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Daardie selfde krag is in ons. Daardie selfde krag leef in ons. Die liefde van God verseker ons toekoms. Die liefde van God sê vir ons dat ons uitgekies is, dat ons gered is, dat ons nuut gemaak is, dat ons aan hom behoort, en dat ons kan weet dat ons eendag by hom sal wees. Dis wat die liefde van God doen. Die krag van God sê vir ons dat vandag, dat hy vir ons die vermoë gee om te kan leef as kinders van hom. Om te kan leef as kinders van God. So ons moet weet dat ons die liefde van God ervaar, dat hy ons vrygespreek het, maar dat hy vir ons die krag gee om staande te bly. Daar's hierdie verskriklike ding wat besig is om plaas te vind. En die mense van die kerk word verlei deur mooi woordjies van 'n paus of 'n pastoor of 'n whatever.
En dit is dat Christendom en Islam dieselfde is. Hoor wat ek nou vandag vir julle sê. As julle ken die storie van die gingerbread man, né? Hy het uiteindelik op die wolf se kop geëindig. En hy is uiteindelik geëet. En dit is wat gebeur as jy toelaat dat 'n afgodsdiens ewe skielik oukei begin raak. En die teken van die laaste dae is die opstaan van Islam. Gaan kyk wat sê hulle, gaan kyk wat glo hulle. Ek het nie nou tyd om daaroor te praat nie, maar wat ons baie mooi moet verstaan is dat hulle is nie dieselfde as ons nie. Hulle glo nie dieselfde as ons nie. Hulle dien nie dieselfde God as ons nie. Hulle dien 'n afgod. Hulle verwerp Jesus Christus, hulle verwerp die goddelikheid van Christus, hulle verwerp die feit dat Christus uit die dood opgestaan het, dat hy die seun van God is en dat hy sit aan die regterhand van God. Hulle verwerp dit. Moenie vasgevang word in hierdie idee van dat ons kan by hulle leer nie. Dit is nie die waarheid nie. Dit gaan mense duur te staan kom. En hierdie stukkie was verniet, want dit is nie deel van my preek nie. Okay? Right? So terug na waar ons eintlik moet wees. Dat ons moet weet dat die krag van God leef in ons. So die vraag is, wat moet ons doen? Wat moet ons as Christene doen as ons weet dat ons leef in die laaste tyd? Wat is die goed wat ons in ons lewe kan doen? Die eerste ding is, ons draai. Die tweede ding is, ons dien. En die derde ding is, ons wag. Okay, wanneer ons praat oor draai, 1 Tessalonisense 1 vers 9 stel dit so. Die mense vertel selfs hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. Ons gaan 'n paar keer kyk na hierdie vers. Die eerste ding is dat hy sê, ons sien vir die mense wat in Thessalonika bly, vir die mense wat tot bekering gekom het, ons sien dat julle weggedraai het van afgode af. Nou in daai tyd, as baie Griekse afgode, Zeus en Apollo en Artemis, het julle gehoor van Artemis al? Hulle was nou net met Artemis om die maan. Dis 'n afgod. Ek gooi dit maar net uit daar, ek sê niks, ek is nie 'n conspiracy theorist nie, maar ek is eintlik. So, hulle het al hierdie afgode gehad wat hulle gedien het. Hulle het al hierdie beeldjies in hulle huise gehad, want daar was beelde in hulle huise wat hulle gehelp het om meer kinders te hê. Gelukkig het ons nie sulke beelde gehad nie. En daar's beelde wat vir hulle sê dat hulle finansiëel goed sal doen. Daar's beelde wat vir hulle sê dat hulle beter gesondheid sal hê. So daar was al hierdie afgode wat hulle aanbid het. En dan kom Paulus en hy sê vir hulle, ons sien dat julle weggedraai het van die afgoderry af. Dit was 'n groot ding in daardie tyd. Dit is nie soos wat ons dit vandag ervaar nie. In daardie tyd is dit wat hulle geglo het. So vir hulle om weg te draai om te sê dat Jesus Christus is die Here, mense kon dit sien. Want hulle aanbid nie meer nie, hulle gaan nie meer na hierdie tempels toe nie. Hulle erken dat Jesus Christus die Here is. Hulle kon dit sien. Die vraag is, kan die mense rondom ons dit sien? Kan hulle sien dat ons is Christene? Kan hulle sien dat ons is anders? Kan hulle sien, hoor hulle by ons dat ons sê dat Jesus Christus is die Here? Sien hulle dit in elkeen van ons se lewens? Want baie keer dan as mense hoor iemand is 'n Christen sê, ek het dit nooit geweet nie. That's surprising. Sien mense dit in ons lewe? Leef ons dit? En ons aanbid miskien nie Zeus of Apollo of Artemis of Diana of enige van daai afgode nie. Want wat is 'n afgod? 'n Afgod is iets wat jy in die plek van God stel. 'n Afgod is iets wat jy sê, maar dit is nie moontlik vir God om dit te doen nie. Met ander woorde, ek moet hierdie ding in my lewe hê. Dit is wat 'n afgod is. En kom ons praat bietjie oor afgoderry.
in ons lewens. Dit kan sukses wees, want ek het dit bereik, ek het dit gekoop, ek het vorentoe gegaan, ek het my eie brand gebou, ek het al hierdie goeders. Ek het 1 miljoen followers op TikTok, groot op YouTube, almal like my op Instagram. Die sukses wat ons behaal, raak ons afgod. Want hoe meer sukses behaal, hoe meer voel ek is werd. Ek is die moeite werd. Ek het iets bereik. En ons sukses raak 'n afgod. Wat van plesier of gemak of geld? Ons werk hard want ons wil 'n goeie lewe hê. Ons wil daai nuwe bakkie koop, soos wat hier buite staan byvoorbeeld. Okay? Hy is beskikbaar, so by the way. Die luukse vakansies, die groot huis, die mooi klere, die brands. As ons net kan spandeer of meer kry, dan is ons suksesvol en dit raak naderhand so 'n obsessie by mense dat hulle hele lewens draai oor geld en plesier en wat hulle ontvang en gemak in hulle lewe en daar's niks fout daarmee om goed in ons lewe te geniet nie, want God gee dit vir ons. Maar wanneer dit die plek van God inneem, dan raak dit 'n probleem. Ons dien hierdie goed in ons lewe. Ons verafgod verhoudings. Wanneer ons in 'n huwelik is of wanneer ons kinders het, en ek sien dit so baie dat mense hulle lewens leef deur hulle kinders. Hulle verafgod hulle kinders. Jou kind het 'n baie spesiale plek in jou huwelik, maar hulle is nie die belangrikste nie. Die belangrikste is die verhouding tussen man en vrou. Kinders is 'n gawe. Psalm 127 sê vir ons dat kinders is soos pyle in 'n koker. Dit is 'n gawe wat God vir ons gee. Moenie jou kinders verafgod nie. Want dit is nie wat God wil hê nie. Maak jou kinders groot dat hulle goddelike kinders is. Maar ons verafgod die mense in ons lewens. Of dalk is dit jouself, jou liggaam en alles wat daarmee saamgaan. Jou manier van leef, dit wat vir jou belangrik is, jou waarheid, dit wat jy vir jouself kan sê hoe goed jy is oor jouself, dat ons verafgod onsself. En check aan manne in die gym. Hulle staan 'n flex, spiere, verskriklik. En ek sê nie dit is verkeerd om te gaan gym nie, dit is jy moet jou liggaam is die tempel van God. Maar onthou, dis die tempel van God, dit is nie God nie. Ons moet alles in ons lewe in plek stel in ons verhouding met die Here. Wat is daar in jou lewe wat jy so belangrik ag dat jy dink dat as jy kan nie sonder dit klaarkom nie, en dit begin om die plek van God in te neem. Ons moet baie versigtig wees, ons het miskien dalk nie beeldjies in ons huis nie. Maar ons kan so maklik goed in ons lewens inplant, wat die plek van God inneem. En Paulus kom en hy skryf in 2 Timoteus 3, dan sê hy, die mense in die laaste dae, luister of dit bekend klink, maar moenie met die ore luister van iemand anders nie, né? Luister na die ore van jouself. Die mense sal selfsugtig wees. Okay, check daai ene. Geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder 'n liefde vir genot hê as 'n liefde vir God, daai genot wat gaan oor jouself. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, hulle sal lyk soos Christene, hulle sal praat soos Christene. Maar die krag van die godsdienst, die krag van God, sal hulle nie ken nie. En dan sê hy, bly weg van sulke mense af. Klink dit bekend?
As ons kyk na die mense rondom ons. En dit is vir ons nodig as Christene, dat ons 'n doelbewuste besluit sal neem. Die Bybel praat van bekeer, to repent. Re beteken om te draai, om weg te draai. Om weg te draai van die dinge van die wêreld af, om terug te draai na God toe. Pent beteken na die hoogste. Om weg te draai van dit waar God jou nie wil hê nie, en terug te draai van dit waar God jou wel wil hê. Om terug te draai na die hoogste, om terug te draai na God toe. Om weg te draai van die liefde vir onsself, om terug te draai na God. Om weg te draai van trots en om terug te draai na God. Om weg te draai van die eie ek en terug te draai na God. Ons op universiteit was, die koshuis waarin ons was, sy slagspreuk was, ons eie eerste. Ons eie eerste. Dit wat vir my belangrik is, eerste. Dit wat ek wil hê, eerste. Miskien moet ons wegstap van dit wat ons wil hê en draai terug na God toe. Dit wat hy wil hê in ons lewe. Selfsug, trots, verdienste. Om weg te draai van dit af en terug te draai na daar waar God wil hê ons moet wees. Die eerste ding is ons draai. Die tweede ding is ons dien die lewende God en nie dooie afgode nie. 1 Tessalonisense 1 vers 9, die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende God dien. Nie net draai ons terug nie, nie net draai ons weg van dit wat plek in ons lewe inneem nie, maar ons dien God. Want afgode is verleidelik, dis liefdeloos. Dit beloof baie, maar dit bied min. Dit beloof vryheid, maar dit bring gebondenheid. Afgode beloof baie goed in jou lewe, maar jy ervaar presies die teenoorgestelde. Dit beloof dat jy gelukkig sal wees, maar eintlik los dit mense leeg. Maar God is lewend en hy hoor ons. Sy woord wat ons lees, hierdie Bybel, is lewend en kragtig. Dit kan jou lewe verander. Hy hoor ons gebede. Hy sien ons behoeftes. Hy praat met ons. Dit is wie God is. Om te draai na God gebeur een keer. Een keer is jy vergewe. Een keer is jy nuut gemaak. Maar om hom te dien in gehoorsaamheid gebeur elke dag. Dat ons elke dag doen wat God vir ons vra. Daardie Griekse woordjie dien beteken om te dien met totale loyaliteit. Om die lewe van 'n ander bo jou eie te plaas. Hierdie is nie maar net 'n Christen wees, is nie maar net 'n Sondag godsdiens nie. Dit is iets wat ons hele lewe verander. Dit is iets wat ons wys vir mense daar buite, dat ons God dien, dat ons hom liefhet. Dat ons draai na die een wat ons eerste lief gehad het. Dat ons God dien met alles wat in ons is. Dat ons hom dien wat ons gered het. Want Christus is op pad. Ons draai, ons dien, ons wag. Ons doen dit nie wanneer ons beter voel nie. Ons doen dit nie wanneer die kinders uit die huis uit is nie. Ons doen dit nie as ons eendag groot is nie. Ons doen dit nou. Want die tyd is nou. Die tyd is nou. Die tyd is nou om God te dien. En dan is daar party mense wat met die een voet in die wêreld staan en die een voet in die kerk. So as jy nou 'n bietjie op die draad sit vanoggend, dan sê ek vir jou, jy moet 'n keuse maak. Jy moet kies vandag. Môre nie. Vandag. Want die tyd is nou. Die tyd is nou.
en dat ons aktief sal wag. Dit is die derde ding. Ons sal aktief wag en berei voor vir sy koms. Vers 9 tot 10 sê, die mense vertel self van hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dan vers 10, en dat julle sy seun wat hy uit die dood uit opgewek het, uit die hemel verwag. Dat Jesus deur wie ons gered word van die oordeel. Ons wag. Aktief. Om te wag beteken nie jy doen niks nie. Jy koop nie blikkies kos, gaan bly in 'n banker, koop massiewe hoeveelheid toiletpapier en hoop vir die beste nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons wag aktief. Ons het mense leef. Daardie woord wat sê om te wag, is die Griekse woord is anamenein. Nou ana beteken met intensie of 'n diepte in jou wese, dat jy wag met alles wat in jou is. Wag jy op die koms van Christus. Menein word 11 keer in Johannes 15 gebruik en dit is waaroor ons gepraat het. Ons gepraat het oor dat Jesus sê, ek is die wingerdstok. Hy sê, abide in me, bly in my. Dat ons met alles moet wag wat ons het, dat ons moet opgewonde wees vir die koms van Christus. Maar dat ons in Jesus Christus moet bly. Dat ons moet leef met oorgawe. Dat ons ander mense moet aanspoor. Dat ons mense moet lief hê. Dat ons moet wegdraai van dit wat ons vasbind in hierdie wêreld en terugdraai na God toe. Dat ons met afwagting in ons lewe sal hê, maar daar 'n geestelike dringendheid in ons lewe sal wees om te weet dat Christus is op pad. Christus kom. Hoe leef ons as kinders van God? Hoe wag ons aktief? Hier's 'n paar vrae wat jy vir jouself kan vra. Die eerste vraag is, het ek die vergewe wat my seer gemaak het? Het ek hulle vergewe wat my seer gemaak het? Die tweede vraag, deel ek my geloof met hulle wie Jesus nodig het? Deel ek my geloof met die mense rondom my? Die derde vraag is dit, is ek meer gefokus op hierdie wêreld as op die ewigheid? En die laaste vraag is, vertrou ek dat ek net gered kan word deur die genade van God? Het ek die mense vergewe wat my seer gemaak het? Matteus 6 vers 14 tot 15 sê, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar dan is daar hierdie waarskuwing om te sê, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Hoe vergewe ons? Ons vergewe soos Christus ons vergewe het, onmiddellik, onvoorwaardelik, onbeperk. Christus het nie vir ons gesê, jy moet nou eers gaan regmaak voor ek jou vergewe nie. Die Bybel sê vir ons, Jesus het sy lewe vir ons gegee toe ons nog sondaars was. Toe ons nog ver van hom was, het hy sy lewe vir ons gegee. Het ons die vergewe wat ons seer gemaak het, en daar's genuine pyn daar buite, miskien in jou lewe, genuine pyn, maar het ons hulle vergewe? Deel ek my geloof met die wat Jesus nodig het? Die mense in jou lewe, die vrou wat in jou huis werk, die man wat in jou tuin werk, jou kollegas by die werk. Deel ons Jesus Christus met hulle? Deel ons met hulle hierdie feit dat daar dringendheid in ons lewe is? Die ouens wat saam met ons golf speel of wat saam met ons whatever doen. Deel ons Christus met hulle. Kan hulle Christus sien in ons lewens? Is ek meer gefokus op hierdie wêreld as op die ewigheid? Fokus ons meer op dit wat nou belangrik is, hier en nou? Ja, en dis moeilik. Want daar's soveel goed waaroor ons worry.
Daar's soveel goed wat ons moet doen. Daar's soveel goed wat ons in beheer moet hou, dat ons die ewigheid mis. Het julle al gesê, daar's 'n pastoor daar in Amerika, wat 'n boek geskryf het, Live Your Best Life Now. Sy naam is Joel Osteen, so by the way. The Smiling Pastor. As jy doen wat hy vir jou sê in daai boek, gaan hierdie jou beste lewe wees. En die lewe hierna, jou slegste. Fokus ons meer op nou, as wat ons kyk oor dit wat God vir ons sê, wat ons moet doen. Vertrou ek dat ek gered kan word net deur die genade van God. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Ons word gered uit genade en ons sê dankie Here dat U genade vir ons genoeg is. Maar as ek vir jou sê, Jesus kom môre, dan gaan jy sê, okay, ons moet nou dit doen, ons moet nou dit doen, ons moet hiernatoe gaan, ons moet al hierdie goedes bymekaar kry, want Christus is op pad. Kyk, as jou familie kom kuier, hè, koskaste moet skoon wees vir die eerste keer in 5 jaar, daai tweede laai in jou kombuis word uitgepak, alles word net mooi bymekaar gemaak, jy doen. In plaas daarvan dat ons onthou, dat God vir ons sê, ons word gered deur genade. Sy genade. Ons geloof. En selfs ons geloof is 'n gawe van God. Dit kom nie uit onsself nie. Glo ons dat dit is wat God vir ons doen. Ons draai, ons dien en ons wag. Ons streef na heiligheid en ons leef met 'n dringendheid in ons, dat ons weet dat Christus is op pad. Want ek sê nou vir jou, as daai laaste trompet blaas, is dit te laat. As die hemel oopgaan en die Seun van God kom om sy kerk te haal, is dit te laat. Die tyd is nou, dat ons nou ons lewe vir die Here gee. Dat ons nou draai, dat ons nou dien, dat ons nou wag, dat ons nou vergewe, dat ons nou weet God se genade is genoeg. Dat ons lewens na hom toe gerig word. En die vraag wat jy vir jouself moet vra, is ek gereed? Hierdie is nie fire and brimstone preek of net as 'n trein jou nou raak ry, waartoe gaan jy nie? Ons moet leef elke dag asof Christus vandag kom. Ons sien die tekens. Is ons reg om Christus te ontmoet? Here ons God, die oproep vanoggend is dat ons met afwagting moet leef, met 'n geestelike dringendheid in ons lewe, om te weet dat enige dag is moontlik dat U sal kom. Die uur en die dag en die datum weet niemand nie, net die Vader in die hemel weet dit. Maar Here, dat U deur die Heilige Gees ons vanoggend sal aanspoor om te draai, om weg te draai van die goed wat ons gevange hou, om U te dien met alles wat in ons lewe is. En dat ons wag, aktief wag. Dat ons wag, Here, dat ons U dien en U liefhet. Ek wil bid, Here, vir hierdie gemeente en elkeen wat hierdie woord hoor, dat ons sal ondersoek instel en vra waar ons is en wat my verhouding met Jesus Christus is. Ek bid dit in die naam van die Here, ons Here Jesus Christus. Amen.